Jesus
is blij vanmorgen die huis van die Here te wees. Dis lekker om die naam van die Here groot te maak. Ek kom vir die musiekspan sê dankie, is altyd lekker. Saam dat hulle dien en ek kan vanmorgen sit lekker neem. Ons is so dankbaar en blij om vanmorgen saam hier te wees. So dankbaar en blij om die naam van die Here groot te maak. Ons het gauw 2 sertifikate wat ek moet uitdeel. So ek is blij en blij om op die verhoog. Ek gaan vra dat Marijke en Anushka vir ons na vore toe kom. Hulle was deel van ons discipelskap klas en hulle kon laasweek nie hier wees nie. Dit ons besluit om gauw vanoggend hulle voorskote vir hulle aan te gee. Ek wil jou aanmoedig as jy nog nooit discipelskap gedoen het nie. Draai dit eentje. Ek beloof jou, jou hele lewe sal verander. Daar is sekere goed wat ons mee bezig is en sekere dinge wat die Here doen. En het maak het net amazing, het maak het lekker. En ek weet nie van jou nie, maar ek het excitement in my gees vanmorgen, want ek weet Gods bezig met groot en amazing dinge in ons lewens vanmorgen. Amen. So, ons gaan gauw vanmorgen hulle 2 se voorskote aansit en net vir hulle sê, wel dan. Hulle ry van Kempton Park af, elke aand om hier te wees en ons wil het waardeer en ons wil vir julle sê, hou vast. Die Here gaan julle gebruik vir groot dinge van vandag af. Amen. Ons gaan die voorskote aansit en dan wat net ook vanaf vir hulle gebed het. Amen. Ons steek ons hand uit na hulle toe, ons saam met hulle bid. Vader, so dankie dat ons vanmorgen na U toe kan kom. Kan sê, Abba Vader. Here, ons wil nie disciples wees, en ons wil disciplemakers wees. En dis wat ek oor hulle 2 se lewens afbid, dat hulle sal vat en hulle sal toevou met die kosbare bloed, liefde en die genade. En Here, dankie dat ons weet, die goedheid en die guns is oor hulle. Here, stap saam met hulle, wees vir hulle God van nabij. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus, en ek dank jy daarvoor. Amen. Amen. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Lekker neem, en ek is so dankbaar en blij om vir die musiekspan sê dankie, lekker om saam in die naam van die Here groot te maak. As jy Bybel saamgebring het, blaai gerus saam met my na Mattheus die 10de hoofstuk toe. Sal daar 1 versie saam lees, terwyl ek gisterand voor die Here lê. Die Here het iets met my begin deel, en ek wil het graag met jou deel, soos wat die Here dit met my gedeel het. Hy sê in Mattheus 10 vers 14, en as iemand julle nie ontvang nie, en aan julle woord nie luister nie, gaan uit daar die huis, of daar die stad uit, en skud die stof van julle voete af. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, het gaan nie vanmorgen oor ons nie, maar het gaan oor U, gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstande boven gaan,
dat U vanmôre sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade. En Here, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmôre vir ons sê. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En dankie daarvoor. Amen en amen. Ek wil vanmôre so 'n bietjie praat met jou oor die gedagte, daar stof wat aan jou vaskleef. Ek het gisterand terwyl ek voor die Here lê, die Here met my begin praat en daarna het ek begin kyk na sekere dinge wat ons op 'n daaglikse basis doen, wat ons as vanselfsprekend aanneem en dan verwag ons dinge moet altyd dieselfde loop. Ek weet nie of het jy op 'n maandagoggend opgestaan en dan dink jy, dit gaan net wees soos die ander maandag. Of soos die vorige maandag, of die maandag voor hom. En dan, wat gebeur is so ver as wat jy loop en besig is met jou maandag, dan kom jy agter, maar hy's eintlik nie dieselfde nie. Dis dieselfde gevoel en dieselfde goed, maar dis nie dieselfde, presies dieselfde nie. En dadelik terwyl ek hier aan begin dink, te begin die Here met my praat oor, daar sekere dinge wat aan ons vaskleef, wat baie keer veroorsaak, dat ons nie kan kom op die plek waar God wil hê ons moet kom nie. Jy sien, eerste ding wat baie keer aan ons wat ons aan vaskleef, is daar die gevoel van onvermoë. Ek kan dit nie doen nie. Kan ek net maar vanmôre vir jou sê, die duiwel is 'n leienaar en dis hy wat vir jou sê, jy gaan dit nie kan doen nie. Dis nie moontlik nie. Jy's nie in staat nie. Ek wil vanmôre vir jou sê wat die Gees van God sê. Die Gees van God sê, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van liefde, van krag en van selfbeheersing, want jy sien jou vrese bring jou onvermoë na vore en jou onvermoë maak dat jy baie keer voel jy kan nie. Die tweede probleem wat ons baie keer mee sit is die stof van ons verlede klou vas aan ons vandag. Die dinge wat ek gister gedoen het, beïnvloed nog steeds hoe ek vandag moet voel. Die manier hoe ek gister opgetree het, bepaal vanmôre hoe my gees vanmôre aan hierdie kant is. Die derde ding wat ek gou vinnig net wil noem is toksiese verhoudings. Daar's baie keer stof van 'n toksiese verhouding wat aan jou vaskleef en dit maak dat jy nie kan vorentoe beweeg nie. Dit maak dat jy in daardie omstandighede sit en almal onder dieselfde kam skeer. Of jy is besig om almal onder dieselfde ding te identifiseer as gevolg van iets wat met jou gebeur het. Of daar's mense wat baie keer 'n toksiese persoon in 'n verhouding is wat jou hele lewe kan vergiftig. Ek het al mense gesien wat emosioneel en geestelik doodgaan in 'n verhouding as gevolg van die feit dat hulle toksies is vir mekaar. Die volgende ding wat ek net gou wil noem, want ek wil nie goed vergeet nie, is die finansiële stof wat baie keer aan ons vasthou. Jy sien, as jy een keer 'n mislukking gemaak het, is dit geneig om jou klere drag te word. Jy's 'n mislukking. En ek wil hê dit vanmôre verstaan, want baie keer in ons lewens word ons met hierdie goed gekonfronteer en ons identifiseer daarmee, omdat ons nie weet hoe om hier vanaf vorentoe te beweeg nie. En terwyl ek gestaan voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat oor die goed wat hy wil hê ek moet doen om die stof van my voete af te skud. Nou, ek weet nie met wie ek vanmôre praat nie, maar hier's vanmôre iemand wat vanmôre voel, hy is vuil en onrein as gevolg van die dinge wat in sy verlede aan hom vassit.
Hier's mense wat vanmôre nie kan 'n besluit maak om vorentoe te gaan nie, want hy so geïndoktrineer deur die stof en die vuil van hierdie wêreld, dat hy kan nie glo dat God eers vir hom 'n verandering in sy lewe kan laat kom, en nie net 'n verandering nie, maar ook 'n reinheid in sy binneste kan bring nie. Jy sien, hier het my begin pla, want ek het begin sien dat die vyand werk die meeste van die tyd op ons geloof in. Hy vra nie die vraag, dink jy, of hy sê nie, God kan dit nie doen nie. Hy vra die vraag, dink jy, God is in staat. Jy sien, maar die oomblik wat ek in iets begin bevraagteken, dan skep dit ongeloof. En ek wil vanmôre daaroor begin deel met jou, want daar is iets wat my pla. Ons staan baie keer op. Ek het so rukkie terug dat ek op 'n bank gaan sit, en ek was weg met vergaderings, en toe ek van die bank af opstaan, toe dink ek by myself, yes, ek moet my broeke skoon. Nou, jy weet ons maar maak ons skit so 'n bietjie af. My vriend het langs my gesit met 'n 2 sulke breinstreep op sy broek. Nou dink ek dadelik by myself, wie is ek, hoop ek lyk so nie. Ek probeer so 'n bietjie afskud van wat aan my aangaan. En dadelik kom dit by my op, hoeveel van ons is met stof bekleed? Hoeveel van ons, nie net noodwendig ons voete nie, maar baie keer ons broek of ons klere, of eers altyd vir my so kwaad geword, as ek my boots gedra het, en ek dra het en my boot is veilig, smeer ek hom net so aan my, hier agter aan my kuit af. Julle mans weet ons waarvan ek plaas, ons 'n vinnige manier van skoonmaak, want niemand wat van agter af, maar van vooraf, dit is daai. En dadelik begin die Here met my daaroor te praat, want jy sien, dis dinge wat ons baie keer nie eens oplet nie, wat maak dat ons ongemaklik voel. Dis dinge wat ons baie keer nie met die oog kan raak sien nie. Op die oomblik wat ek dit vat en in water indruk, dan dink ek by die klere so, dan dink ek, wow, ek het nie gedink my klere is so vuil nie. En dadelik begin die Here met my daaroor te praat, want jy sien, ek en jy wil vanmôre aanbeweeg na die volgende geestelike vlak toe, maar daar's dinge wat ons vashou op die plek waar ons vanmôre is. Daar's dinge wat keer dat ons kan doen wat God wil hê ons moet doen. Jy sien, ek het hier aan gaan sit en met die Here daaroor begin praat, en hierdie was my grootste bekommernis gewees, is dat ons baie keer nie kan sien nie. Het jy al 'n ding gehad wat vol stof is, of 'n tafeldoek? Vrouens love hierdie een. Ek het besluit ek stof nie meer af nie, want die Bybel sê van stof is ons gemaak, en tot stof sal ons terugkeer. Ek's bang ek gooi iemand in die huis uit, wat net blyk soek, net berg. Maar dit is nogal snaaks, dat ons baie keer met goed rondloop, wat bepaal dat ons nie van vorentoe gaan. Ek het nog nooit iemand in my lewe ontmoet, wat nie omgee hoe hy lyk nie. Want jy sien, as jy lief is vir jouself, soos wat die Bybel sê ons moet wees, hy sê ons moet lief wees vir die Here ons God met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand, en ons naaste so lief hê soos onsself. Nou, dadelik begin dit hier vir my iets te wys, want jy sien, as ek myself begin lief hê, soos wat God wil hê, ek my naaste moet lief hê, en myself begin bevoordeel, sal ek definitief begin kyk wat aan my vassit. Ek weet nie vanmôre van jou nie, maar daar's dinge uit my verlede uit, wat nog maak dat ek op 'n sekere plek bly staan, en nie werklik kan aanbeweeg nie, want ek weet nie hoe om van dit ontslae te raak nie. Nou ek wil vanmôre
seisoen bly. Amen. Omdat ons nie weet, die seisoen is besig om te draai nie. Ek het, was het laasweek met so koud was? Ja, het was laasweek, ja. Ek was laasweek heel negatief. Ek het die komberse van my bed afgehaal, my paadjies is weggepak, ek is reg vir die somer. Weet wat sleg? Maandag aand het ek my kombers gaan uithaal, en ek het my paadjie gaan uithaal, ons het dinsdag aand die gebraai saam die discipelskap ouens, ek moes gaan al hierdie goeders weer uithaal, want die seisoense draai was nog nie klaar nie. En dadelik besef ek, dat elke seisoen, wanneer ek of jy gaan, veroorsaak sekere dinge in ons lewens, wat stof veroorsaak. Ek weet nie of weet jy dit nie, maar die somer is een van die wonderlikste tye waar alles met die meeste stof. En dadelik begin die Here met my te praat oor, wat klou aan jou vas? En ek wil begin klaarmaak, want jy sien, toe ek hierna begin kyk, is die eerste vraag wat in my begin opkom, wat het ek gedoen toe ek weggestap het? Ons is geneig om baie keer weg te stap van sonde af, maar het hou vas aan ons, en het bly by ons, en het reüneer ons, en het veroordeel ons, omdat ons nooit die stof van ons skoene afgeskit het. Jy sien, dit vat baie keer mannemoed om weg te draai van dit waar jy is. Jou toksiese verhouding, jou situasie wat jy in sit, jou omstandighede is baie keer as gevolg van dinge wat jy saamsleep uit jou verlede uit. En daarom, toe ek gestaan die oor net dink, toe praat die Here met my en sê vir die mense, tel op jou voete en skud jou stof af. Wat is die grootste probleem wat ons baie keer het as ons stof afskud? Kan ek vir jou sê, selfverwyte. Pastoor, het ek hard genoeg probeer. Pastoor, waarvan praat jy? Ek wil even dit vanmorgen hoor. Partykeer moet ons op die plek kom, waar ons sê, ek het alles in my vermoë probeer tot hiertoe. Ons bid baie keer vir mense, en dan voel het ons gebede word nie beantwoord nie. Ek weet nie of jy ook so voel nie. Ek voel baie keer so. Ek bid baie keer sê, Here, red aan man of haar vrou se siel, asseblief. Hulle kom so gereeld kerk toe, maar red hulle siele. Klink het weird. Sê te sê, soos in die kerk is, of siele is gered nie, hoor. Neem het hoor. En dan kom ek baie keer agter, die rede, hoekom ek nie daar die persoon kan deurgebid kry nie, is daar's te veel stof, wat daarom vashou. Jy sien, want dinge wat stof is dinge soos onvergewensgesindheid, dinge soos verwerping, dinge soos selfverkleinering, dinge soos voel nie goed genoeg nie, dinge soos depressie. En jy sien, toe ek hier aan begin dink, toe dink ek, waar al hierdie goed hulle ontstaan gehad? Het jy al gedink waar jou depressie sy ontstaan gehad? Of waar jou onvergewensgesindheid sy ontstaan gehad? Kan ek vir jou sê,
Dit was nie die plek waar jy nou is. So waarvan praat jy? Dit was in die verlede. Maar ons maak nie klaar nie. Of verstaan, soos, ek vergewe jou, is vrygespreek. Dan loop jy weg en denk jy, Jesus, ek hoop die Here kom jou by, Boetie. Ons onvergewensgesindheid, ons eie ek, ons goed, wat baie keer aan ons vastsit, so stof. Bevlek ons kleed. Ek leef dit vanmorgen oor. Die Bybel sê, hy trek vir ons 'n spierwit lewe, want hy was ons met sy bloed witter dan die sneeu. So ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie met stowwerige voete 'n nuwe witbroek aantrek nie. Dames, ek weet nie van jou nie, maar ek sê nie daarvan hou om met stowwerige voete so spierwit rok aan te trek. Want die kans dat het jou gaan vuilspeer is 100%. So pastoor, wat wil jy wat ek vanmorgen doen? Die Bybel sê, ek moet klaarmaak daarmee en my voete afskud en daar stap. Ek wil 'n stap verder gaan vanmorgen. Ek wil nie vanmorgen net my voete afskud nie. Dat is goed met my al vuil begin maak het. En daarom het ek daar begin dink dat ek wil amper vir sê ek het nodig dat God my sal was. Ek het so ruk terug, baie jare terug eintlik, het ek daai, wieveel ek in die Survivor reeks onthou, daai Survivor reeks, ek het nie die modderspeel en goed eraan. Ek het nou, whatever. Nou baie keer as hulle so die modder uitkom, dan gaan hulle daar in die water in, dan begin hulle te was, dat die see waar hulle is, se water is bruin. En dan denk ek baie al by myself, ja, ek wonder of besef hulle besoedel eindelijk die see. Dat is maar hoe ek voel. Die volgende morgen as hulle opstaan, dan lyk het soos gister. Want jy sien die constante spoel van die golwe was die grond uit. Iemand het my gevra, Stoor, hoe moet ek elke dag bid, want die constante vloei van die Heilige Gees spoel die sand uit. Stoor, hoe moet ek Sondag kerk toe gaan, want die constante vloei van die Heilige Gees spoel die sand uit. Pastoor, hoekom moet ek Bybel lees van die constante vloei van die woord van God spoel die sand uit? Die moeilikste ding is om partykeer jou stof af te skud as het by jou kinders kom.
iets geleer, en dit is, ek kan voor my alles leer wat ek weet, maar ek kan hom nie forceer om te volg nie. So dan seker goed, wat ek baie keer met hom praat, en ek ry deesdag manier, hoe sit ek daar met kombuistafel, en kuier ons 'n bietjie oor 'n paar goed. En dan baie keer besef my, ek het nog nie so lang gedink nie, pa. En dadelik kom het by my op dat, daar seker goed wat hy doen, wat ek nie van hou nie. Maar hy is oud genoeg, en ek het 'n besluit gemaak, ek kan nie aanhou om te reprimand nie. So dan skud ek die stoel van my voet af en ek loop weg. Môre oor môre kom hy met hy sê 'n probleem na my toe, sê pa, hierdie ding is besig om my dood te maak, kan jy help? Dan sê ek, kom ons maak 'n plan, om het van jou af te kry. So ek wil jy moet vanmôre aan iets dink. Want miskien sit jy vanmôre hier in 'n toksiese verhouding. Miskien sit jy vanmôre hier met iets wat aan jou vasklou uit jou verlede. Miskien sit jy vanmôre hier met seer en jy kom nie verby dit nie, want iemand het my seer gemaak. Miskien sit jy vanmôre hier met verwarring, of jy sit hier en jy dink by jouself, aan niemand gee om nie. Ek het iets geleer. Ek kan nie die stof van hierdie stad oorvat na die volgende stad. Want dit beïnvloed hoe ek daar gaan loop. Soos jy vanmôre hier sit en sê, pastoor, ek moet vanmôre 'n bietjie stof van my skoene begin afskud. Ek het lanklaas 'n bietjie skoon gemaak. Dan wil ek jou vra, net daar waar jy sit, jy nie goeie hand besteed nie, jy wil nie met vir my kyk, jy wil nie wegkyk nie. Want jy sien, ek het iets geleer. Baie keer is ons nie bereid om te erken wat ons fout is. Want die oomblik as ek erken, weet ek moet nou iets aan doen. Stem julle saam? OK. So ek jou vra as jy hand opgesteek, staan op jou voete saam met my. Daar op jou ene voet, staan. Daar op jou ander voet, staan. Weer 'n keer. Ons bid saam. Vader, ons kom na U toe in die wonderlike naam van die Seun Jesus Christus. So dankie dat ek hoef nie onder die veroordeling van hierdie wêreld of van ander te leef nie. Maar ek kan vanmôre my voete stamp en klaarmaak met dit wat op my vassit. Here, ek wil vanmôre kom en ek wil bid en vra, Here, as daar enige iets is wat aan my vassit, wat ek vanmôre nie van ontslae kan raak nie, wil ek dit vanmôre bely. En ek wil bid en vra, kom was my met die kosbare bloed van Jesus Christus. Kom reinig my van al my sondes en al my ongeregtighede, soos wat U beloof in 1 Johannes 1 vers 9. Here, ek wil vanmôre klaarmaak met dit waarom ek sit. En ek wil aanbeweeg na die volgende stap. Here, ek is dankbaar vir dit wanneer ek is in hierdie fase van my lewe. Maar ek wil klaarmaak daarmee. It's time to move on. En Here,
Ek wil die loof, ek wil die prys, ek wil die verheerlik, want daar is niemand soos koning Jesus nie. Aan U kom toe al die lof en al die eer, en al die aanbidding van my hart in Jesus naam. Amen en amen. Ek kan die sitplek neem. Ek het 'n paar DKW's, die DKW's. Dans ek nou werkskoene, ek ken ons huiskoene. Jy doen alles vir die DKW's, jy weet dis daai oudjies. Maar hulle staan onder my kas. En die rede hoekom hulle daar staan is hulle is op die oomblik verskriklik vuil. So, nou gryp ek die paar langs aan. Want ek weet nie waar die tekkies was, ek weet. Maar toe begin ek agterkom dat die nuwe skoene wat ek nou aangetrek het, loop lekkerder as my ou DKW's. Of moet ek hierdie net aanhou? Weet wat kom in my gedagtes op? Elke fase van jou lewe gaan God jou nuwe skoene gee. You are not going to start in a disadvantage. Maar my skoene vertel my 'n storie. Daai vuil skoen onder my kas vertel my van waar was. Hierdie oukies was nog nie daar nie. But they're gonna get there. En weer wat sê ek so vals, hulle gaan nie skoon bly nie. Maar dieselfde pad wat ek gister geloop het, moet ek môre dalk weer gaan loop. Maar op 'n ander manier. En ek wil net vanmôre hier op vashou. Partykeer is dit beter as skud die stof af. Ek vra God om jou na die volgende vlak in jou lewe te vat. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie bly waar ek is nie. Ek wil gaan na die volgende ding in my lewe met jou. Amen. Dankie. Etienne.